Paulus is besig om met die gemeente in Filippi te praat oor wat regtig belangrik is. Het lyk asof daar mense in hierdie gemeente ingekom het wat 'n baie sterk Joodse agtergrond het. Nou die gemeente het begin in Filippi waar daar baie min Jode was. Daar was te min Jode vir 'n sinagoge en daar was 5 Joodse mans nodig vir 'n sinagoge. Daar was baie min Jode in Filippi en die gemeente het daar begin. Waarskynlik was die grootste deel van die gemeente in Filippi nie Jode gewees nie. Dit lyk asof daar nou Jode in die gemeente ingekom het en vir hulle gesê het, maar om 'n ware Christen te wees, moet jy 'n klomp rituele ondergaan. Jy moet besny word. Jy moet die regte afkoms hê. Jy moet uiterlike simbole hê, uiterlike tekens hê dat jy regtig 'n Christen is. In ons tyd sou ons sê jy moet gedoop word en jy moet die regte doop hê en jy moet jou belydenis aflê en daar's sekere dinge wat jy moet doen as 'n bewys dat jy 'n Christen is. En Paulus sê nee. Paulus sê die ware besnydenis, die ware simbool is wanneer jy God deur die Gees dien. Dis nie wat uiterlik aan my gedoen is nie, maar dis wat ek uiterlik aan ander doen, wat die ware teken van geloof is. Dis nie 'n oomblik in my lewe waar iets met my gebeur het nie. Dis wat ek elke dag deur my laat gebeur. Ware geloof is om God te dien. Ware geloof, ware besnydenis is om vir God te lewe. En dis die bewys van my geloof. Nie een of ander oomblik in die verlede waar daar iets met my gebeur het en nou is ek 'n Christen want ek het iewers as ek iets met my gebeur nie. Elke dag se lewe deur die Gees. Is daar vandag genoegsame bewyse uit jou lewe dat jy 'n Christen is? Iemand vandag vir jou sou vra, is jy 'n Christen? Gaan jou antwoord wees ja, want daar het iets in die verlede gebeur, toe ek 'n baba was, of toe ek groot geword het, of ek het 'n datum wat sê ek is 'n Christen? Was jou antwoord, kyk wat ek doen. Kyk hoe ek lewe. Kyk hoe ek Christus deur die Gees dien. Here God, dankie dat ek aan U behoort. Dankie dat ek nie tekens nodig het om dit te weet nie. Dankie dat U my roep om U te dien, om vir U te lewe. Dankie dat U U Gees aan my gee sodat ek dit kan doen. Leer my, help my, wys my vandag wat dit beteken om deur U Gees U te dien. Amen.